Goeiemôre geliefdes, is my wonderlike voorreg om vanoggend die boodskap van Jesus se verlossing vir u te bring. Vandag as ek in die Leë Kerkgebou sit en ek dink dat ons nagmaal kon gebruik, dan ervaar en beleef ek so iets van wat die Christene in vervolgde lande beleef. Daardie begeerte om saam met ander gelowiges die Here te dien en nie die voorreg te hê nie, omdat dit teen die wet is. Mag die Here gee dat die Grendelstatus vinnig opgehef sal word en dat ons weer vinnig by mekaar sal kan wees. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Amen. Ek wil graag vir ons vanoggend saam lees uit Lukas 23. Lukas 23 vers 33. En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. En die volk het dit staan en aanskou en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Grieks en Romeins en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Tot sover ons skriflesing, ek lees ook vir ons uit Johannes 19 vanaf vers 17 af. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom twee ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. Ons teksvers dan Johannes 19, vers 18, waar hulle hom gekruisig het, saam met twee ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. Het jy al gewonder hoekom Jesus in die middel gekruisig is? Jy sien, God laat niks sommer net per toeval gebeur nie. Veral nie by so belangrike gebeurtenis in die geskiedenis, wat die hele geskiedenis verander het, en so impak op mense se lewens het, soos die kruisiging van Jesus Christus. In daardie tyd het hulle politieke gevangenes of spesiale gevangenes eenkant gekruisig, weg van die gewone misdadigers. Maar vir Jesus kruisig hulle in die middel. En dis Johannes wat dit beklemtoon. Hy sê, waar hulle hom gekruisig het, saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. Hy herhaal dit 2 keer, dat Jesus in die middel begrawe is, omdat hy juis die betekenis daarvan
vir ons wil beklemtoon. Die feit dat Jesus saam met misdadigers gekruisig is en tussen hulle gehang het aan die mense wat daar verbygeloop het, die boodskap uitgedra dat hy ook 'n misdadiger is. Dat hy saam met die misdadigers misdaad gepleeg het. Dit het Jesaja in Jesaja 53 vers 12 voorspel. En Jesus het in Lukas 22 vers 37 maak hy dit op homself van toepassing as hy vir sy disippels sê, want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is nog aan my vervul moet word, en hy is saam met misdadigers gereken. U sien, die profesieë in die Ou Testament gaan in vervulling en Jesus Christus maak dit op homself van toepassing. Ek en jy moet vandag weet dat die Seun van God mens geword het en in my en jou plek, my en jou skoene kom staan het en die straf vir my en jou sonde gedra het. En nie die straf van 'n normale regter nie, maar ook die straf van God, die ware wreker van die kwaad. Die feit dat hy tussen rowers gehang het 'n besondere betekenis. In die eerste plek beteken dit dat hy skeiding bring tussen mense. As jy verder gaan lees in die Johannes Evangelie, dan sien jy 'n hele bedrywigheid rondom die kruis. Die soldate wat die lot werp oor sy klere, oor sy kleed, wat sy klere verdeel onder mekaar. Sy moeder en die disippels, van die disippels Johannes wat daar om die kruis is. En baie ander dinge wat gebeur, verbygangers wat heen en weer loop. En wanneer Jesus daar aan die kruis hang, dan bring hy skeiding. Nie net fisiese skeiding nie, maar geestelike skeiding. Ons lees in Lukas 23 van 2 rowers. Een wat Jesus spot en 'n ander een wat tot die besef kom van sy sondigheid en by Jesus pleit om vergifnis. Ons sien soldate en ons lees van soldate wat Jesus spot. Ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. Jesus bring skeiding. En hierdie is die sigbare verkondiging van hoe hy die een is wat die hele wêreld van alle eeue af skei. Vir party is hy 'n aanstoot. Vir ander is hy 'n opstanding. Vir party is hy 'n rots waarteen hulle tone staan. Vir ander is hy 'n rots by wie hulle kan skuilings vind. Op die ou end word die hele mensdom in 2 gedeel. Aan die een kant is daar die wat teen Jesus is, en aan die ander kant is daar die wat vir Jesus is. By Jesus gaan jy net 2 dinge hoor. Kom julle geseëndes, gaan weg van my, julle vervloektes. Jesus in die middel is die regter wat skeiding bring. In hierdie tyd van afsondering is daar baie tyd om te dink
oor ons verhouding met die Here. En ja, daar is party mense wat heeltemal hulle rug op die Here draai. En soos die soldate sal spot, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. Mense wat die gesag van God glad nie aanvaar in hulle lewe. Maar dan is daar die wat tussen twee vure sit. Amper soos 'n Petrus daar by die verhoor van Jesus. Waar hy so brand om te hoor wat gaan hulle met Jesus doen. Maar elke keer skrik as hulle vir hom sê dat hy ook deel van Jesus se groep disippels is. Vir julle wat so hink op twee gedagtes, noem die Bybel dubbelhartiges. En in Jakobus 4 vers 8 staan daar, nader tot God en hy sal tot julle nader, reinig julle hande, julle sondaars en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Soos wat jy jou hande was met reinigingsmiddel, soos die boodskap van die woord vandag aan elkeen wat hink op twee gedagtes. Aan die een kant het ek die wêreld lief en wil ek saam met die wêreld skree, kruisig hom. Maar aan die ander kant weet ek dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is. Maar die prys is te moeilik. Die keuse is te radikaal om my by Jesus te skaar en daarom kan ek dit nie doen nie. Vir jou kom die boodskap. Reinig jou hande. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Reinig jou hande, jou sondaar en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. As Jesus daar hang, dan hang hy daar ook as 'n verlosser. Jy kan weet, God het in jou plek gelei. Hy het selfs vir 'n mens soos jy en ek 'n verlosser geword. En hierdie afsondering tyd skei ons nie van Jesus se liefde nie. Daar aan die kruis hang 'n rower of 'n misdadiger. En die een lewe wat God hom gegee het, het hy opgemors. Maar in daardie laaste paar minute voor sy dood, roep hy uit, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Hy gebruik die laaste kans wat hy het in die lewe. En Jesus as die verlosser reik uit na hom in sy liefde en sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Verander wat dalk daar by die huise sit in angs en in vrees en in hartseer.
onsekerheid. Reik die liefde van Jesus ook na jou toe uit. Nader tot my, en ek sal tot jou nader. Psalm 103 sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou antwoord. Ja, God se liefde word nie toegegrens deur huismure en hekke en allerhande grendelstatusse nie. Maar hy reik uit na jou. Jy voel dalk of God te ver is, maar jy kan weet dat hy met jou die pad saamloop, dat hy met jou sal gaan. Jesus hang in die middel, as die regter, maar as die verlosser, vir die wat in hom glo, vir die wat hom aangeneem het, as verlosser en saligmaker. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid om vanoggend hier stil te kan word en hierdie wonderlike woord te kan hoor. Vader, ek bid dat U vir ons wat so gespanne is en verward is en bekommerd is en vrees het, dat U in liefde na ons toe sal uitreik. Soos wat U uitgereik het na die moordenaar daar in die kruis, wat in vrees die dood afgewag het. Gee vir ons vrede, Vader. Stuur U Gees om ons lewens en ons harte stil te maak, sodat ons die geloof kan hê om op U te vertrou. Vader, neem dubbelhartigheid weg. U weet, Vader, as dit so moeilik gaan, dan is dit so maklik om dubbelhartig te word en op ander dinge te vertrou. Maar vandag bid ek, Vader, dat U vir ons wysheid sal gee. Oor die besluite wat ons moet neem, oor ons toekoms, oor ons gesinne, oor so baie dinge. Vader, U woord leer ons dat niks per toeval gebeur, en dat U alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat in U glo. Ons hou vandag vas daaraan. Dankie dat Jesus se kruisdood ook ten goeie vir elkeen van ons uitgewerk het. Dankie dat Jesus in die middel gehang is, sodat hy ook my en elkeen wat luister, se verlosser kan wees. Wil U ook vir hulle verlos, wat in moeilike situasies is, wat hartseer is, wat beangs is. Wil U hulle beskerm en bewaar wat op die voorpunt is teen die siekte, die virus wat almal se lewens bedreig. Ons bid, Vader, vir Suid-Afrika. Bring ons nader na U toe, sodat die dubbelhartigheid einde kry. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees. As ek dit kon regkry, gaan ek 2 liedere aanheg by hierdie uitsending of vir die opname, en u kan maar net so stil sit en na die 2 liedere luister in aanbidding vir die Here. Mag u 'n baie geseënde Paasnaweek hê en ons hoor weer van mekaar Sondag.